Goeiemôre vriende, hier op 'n nuwe maandag alweer. Ons staan op die 24ste November 2025. My bede is dat die Here ook in hierdie week by julle sal wees met al die keuses en besluite wat julle wil neem. Vriende, ek weet julle is moeg. Die jaar het sy tol geëis op julle en mag julle regtig hierdie laaste paar dae regtig krag ontvang wanneer julle nie meer krag het nie en dat die Here vir julle ook daardie onderskeidingsvermoë sal gee wanneer op watter sewens in hierdie tye wat ek en jy natuurlik baie keer 'n bietjie vinnig raak as ons goed sê vir mekaar omdat ons half 'n bietjie geïrriteerd is en ons baie moeg is. Mag die Here regtig vir julle in hierdie tyd ook daarmee met die regte woorde lei om vir mekaar te sê. Kom ons raak net. Voordat ek vergeet, ons het die 6de Desember het ons 'n somerbraai. Ons het so 'n hoendertjie, 'n stukkie vark, 'n worsie, ons het pap, ons het 'n roosterkoek, daar so 'n bietjie slaai en pudding vir R120 vriende. Jy gaan dit nou nêrens kry nie. Daai gaan jy so hier by R300 omtrent betaal per kop. So julle is baie welkom. Julle kan by Karika die kaartjies bestel 021 55 22689. Julle is ook welkom om vir my ook 'n WhatsApp te stuur net te sê julle wat dit sal wil hê. Julle kan maar net insit as julle dit EFT kan julle maar net insit somerbraai. Die verwysing dan sal ons dit daar kan optel. Julle baie dankie vir 'n wonderlike geleentheid om so aan die begin van die week net te kom stil raak in u teenwoordigheid. Die week voor u te lê, vir u te vra om met ons te wees. Vir u te vra om deur die Gees, Here, vir ons wysheid te gee in hierdie week. Wat voor ons uitstrek met alles wat ons moet doen. Here, ons kom gee hierdie week in u Vaderhande oor. Ons kom vertrou vir u vir hierdie week. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Omdat julle God ken, julle Vader, omdat julle Jesus ken, God die Seun, omdat julle Heilige Gees ken, God die Heilige Gees. Amen. Vriende, ja, ek en jy is op hierdie stadium hierso in Filippense. Ons het gister so 'n bietjie gepraat in Filippense 2 vers 12 het ons gelees tot omtrent so vers 13. En ons gaan nou vandag aan. Nou, ons het gister gelees wat Paulus vir hierdie mense in Filippi sê, Romeinse soldate wat daar afgetree het, vriende wat uit heidense omgewing uitgekom het, Christene geword het en met hulle gepraat het. Dit is die agtergrond. 60-61 na Christus die brief geskrywe vir hierdie gemeentetjie. Hy is baie lief vir hierdie gemeente ook. Ons lees dit dan ook so tussen die lyne deur wanneer hy sê hy is bly as hy aan hulle dink. En dan kom sê hy vir hulle, hoor hierso julle. Hy kom sê my geliefdes, né, my vriende, my geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was, né? So Paulus as hy terugdink aan hierdie gemeentetjie, vriende, dan is dit regtig iets wat hierdie gemeente lê om na in die hart. Julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Nou sê hy des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie, wat ons gister gesê het, né? En dan vriende kom ons uit by vers 14 waar hy kom sê, doen alles sonder kla of teepraat. Doen alles sonder kla of teepraat. Ons kan by hierdie sinnetjie natuurlik baie lank stil staan. Hoeveel keer is dit so, kom ons praat oor die algemeen, hoeveel keer is dit nie so dat ons baie keer iets doen met kla en teepraat nie. Miskien is dit, ek weet nie of dit by ons kinders meer so is, maar ek dink is by ons ouer en jou groter mense ook so. Maar Paulus wil kom sê, hoor julle is so oulik, julle is my geliefdes, julle gehoorsaam. Hoor so, ek wil net vir julle sê, die mense kyk na julle, doen alles wat julle doen sonder kla of teepraat. Nou, vriende, dit is allemaal nou maar net so, ek en jy moet dit nou maar vir mekaar eerlik sê. Jy nou ou het allemaal baie keer klaarkouse in die lewe. Ek praat nie, en dit is 'n baie fyn onderskeiding wat ons vir mekaar moet sê. Wanneer jy 'n spelle by mekaar is en jy debrief, ergens moet ons mans en ons vrouens, ons families, ergens 'n geleentheid hê om te debrief, nie om te skinder nie, dit is nou iets anders. Maar jy moet kan sê hoe jy voel, dit is nie klaar nie, dit is, jy deel jou hart met iemand, so ek wil toch net vir julle dit sê, want baie keer sou ou nou oor hierdie goed praat, en sê iemand, ja nee, wag, jy gaan nie jy dit praat, en nou klaar, as jy met jou vriend of jou vriendin gaan sit, en daar is iets op jou hart, en jy kan nie dit met iemand anders deel nie,
die brief, dat jy kla nie dan nie, jy kom deel jou hart, nee. Maar ek praat nou so oor die algemeen klaakous, as ons daarmee 4 staan, ons kla oor dit, ons kla oor dit, ons kla oor dit, en ons kla oor die kospryse, en ons kla oor die kinders, ons kla daaroor, liewe vriend. Sê hoe jy wil sê, ek gaan aan en sê, jy gaan noem die positiewe goed, hè, maar ons besop, sê Paulus, moenie kla of teepraat nie. Teepraat, vriende, baie keer onthou, die Here roep baie keer vir my, ek vat hom nou regtig in die breë konteks, nee, ek weet nie wat die teepraat in Paulus se konteks is nie, dit kan wees natuurlik die teepraat dat, hulle moes sekere goed vir die gemeente gedoen het, en hulle het dit nie gedoen nie, in daai opsig teepraat, ek weet nie wat daai konteks is nie, kom nie so lekker daar uit nie, maar oor die algemeen vriende, ek dink, ou moet baie keer, wille ou net nie 'n ding doen nie, en dan praat jy tee, nou, en dan klaar jy. Ons moet dit is die een ding wat ek by 'n vriend van my geleer het 20 jaar terug dood is, ek dink ek het dit om met julle gedeel, ek het sê 2 goed het ek by hom geleer, ek gee almal 'n hak, 'n drukkie, almal, dit het hy gedoen, ek het dit by hom gevat, ek was nooit 'n druk ou nie, met iemand drukkie, en die tweede ding wat ek by hom geleer het is, ek sê ja, en dan gaan kyk ek na my dagboek. Want vriende, maar dis vir my ook waar die teepraat amper die kla amper half inkom, die teepraat inkom. Ek kan nie dit doen nie. My dagboek is vol. As jy dagboekie vol, jy het tog eers gekyk na jou dagboekie. Sê ja, of teepraat wanneer iemand sê, wil jy nie dit vir my gaan doen nie? Sê nee, ek wil nie dit gaan doen nie. Ek het dit en dit aan die gang. Nou kom sê Paulus vir die mense in die gemeente, hoorie so julle, moenie kla of teepraat nie. Gaan doen as jy in jou vermoë is om iets te doen, as dit in jou vermoë is om te help, as dit in jou vermoë, doen dit, moenie teepraat nie, moenie vir die, kom ons sê jou werkgewer, of jou ma, of jou pa, kom vra vir jou, hoorie gaan doen dit, asseblief, en dan praat jy teen, nee maar ek wil nie dit doen nie, ek moet nou dit gaan doen, moenie dit doen nie, sê Paulus, sê ja, ek sal dit gaan doen, wanneer wil jy dit gedoen nie, en dan doen jy dit, Ek dink is 'n goeie algemene beginsel. Ek dink hierdie 2 woordjies is 2 goeie algemene beginsels. Moenie kla nie. Kom ons stel ons daarin in om die positiewe te sit, want as jy kla, as jy baie keer op 'n negatiewe wicket. Moenie kla nie. En wanneer iemand vir jou iets sê, sê ja. Behalwe nou regtig as daar dood in die familie is of wat ook al, sê ja. Sê ek sal dit met liefde vir jou doen. Waarmee kan ek jou help? Kom ons volstaan net vandag by hierdie een versie. Ek dink ons almal sukkel so by tye met hierdie versie wat Paulus sommer so vir ons hierso kom soeterloops ingooi, Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar en sy genade ervaar. Amen.